Vandag is Vrydag, goeie Vrydag. Maar vir die disippels was daar niks goeds aan hierdie dag nie. Dit was die dag waar hulle hele lewe ineengestort het. Van 9:00 die oggend tot 3:00 die middag hang die een wat hulle gedink het die wêreld sou red aan 'n Romeinse kruis. Ons moet onthou dat die kruisiging nie 'n godsdienstige gebeurtenis was nie. Dit was 'n staatsteregstelling. Dit was Rome se manier om te sê, enige een wat dink, daar is 'n ander koning as die keiser, se lewe eindig hier. Waar is die mans wat 3 jaar lank saam met Jesus 'n pad gestap het? Markus is eerlik, hulle is weg. Hulle kruip weg in skaamte. Maar kyk wie is daar? Die vroue. Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Salome. Hulle kyk van ver af. Hulle kan niks doen nie, maar hulle is teenwoordig. In 'n wêreld wat vandag nog mag en geweld aanbid, staan die kruis as 'n herinnering dat God kies om saam met die slagoffers te ly, eerder as om saam met die met mag te heers. Wanneer Jesus uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Dra hy die gewig van elke mens wat vandag in 'n hospitaalbed lê. Elke mens wat deur korrupsie verarm is. Elke mens wat alleen voel. Die kruis is God se finale ja vir ons in ons gebrokenheid. Die droom lyk dalk dood. Dit lyk dalk asof die koninkryk verloor het. Ons word gelaat met die stilte van die dood en 'n graf wat toegerol word. Moenie te vinnig na Sondag toe hardloop nie. Bly vandag 'n bietjie by die kruis.